So, ons is nog in ons reeks, obviously, welkom by week 3 van ons reeks, en ons is in Jesaja 9 vers 5, en laasweek het ek bietjie gedeel oor God, en hierdie belofte dat hy sy seun stuur, en een van sy koninklike titels is Magtige God. Hierdie week, kyk ons na die een net na hom, Ewige Vader. En dis so belangrik, ek weet nie of julle dit weet nie, maar Jesus was die eerste persoon in die geskiedenis van die wêreld wat na God verwys het as Vader, toe hy van hom gepraat het. Voor dit was dit al die woorde wat ons van lees, El Shaddai, Elohim, en dit was kind of die name van God gewees, maar Jesus was die eerste een wat van God gepraat het as Vader. So mag ons iets besef van dit vandag. So ek wil net vinnig met julle deel, bietjie selfsugtig van my, maar my seentjie word amper gebore. En ek sien baie uit, ons het nie 'n idee waarvoor ons opgesaai het nie. En ek sien 'n ruk terug sien ek 'n interview van 'n ou. Hy sê die oomblik wat 'n koppel uitvind, hulle is swanger, hulle gaan ouers wees, is almal wat ouers het, ongelooflik opgewonde vir hierdie koppel wat nou net uitgevind het, hulle gaan ouers wees. Nee? En ek moet vir julle sê, ek het dieselfde beleef, want ons het ook, toe ons begin vir mense sê, ons gaan ouers wees, Dianie is swanger, toe beleef ons hierdie excitement van almal, ag, dis die beste ding in die wêreld, en julle lewens gaan verander, en julle weet nie wat kom julle kant toe nie, ag, maar dis die beste ding ooit. Maar wat hierdie ou toe later sê in die interview, is hy sê, die oomblik wat die kind gebore word, dan lag al die ouers vir jou, want dit is die moeilikste ding, dit is die mees opofferendste ding, en daar's 'n gesegde wat sê, as jy kinders het jy net kinders, jy verloor alles anders, want jy het net kinders. So ons gaan nou nog daar kom, en ons gaan dit beleef, maar nou moet ek vir julle ook met sekerheid sê, is dat my seentjie, sy naam is Leon, en ons ontmoet hom in Januarie, en ons sien baie uit, maar ek sê nou vir julle met baie sekerheid, is dat daar is nie een ding op hierdie planeet aarde, wat ek nie vir hom sal doen nie. So ruk terug praat ek 'n Morney, en hy verduidelik dit so goed, hy sê, dat wanneer dit kom by jou kinders, of jy nou 'n bang persoon is of nie, dan is al 'n instink wat inskop, jy sal sommer 'n slang optel en hom weggooi, of sommer 'n spinnekop vang en hom buite vrylaat of doodmaak, soos wat alle spinnekoppe doodgemaak moet word. Dis maar net hoe ek daaroor voel. Maar en hy verduidelik dit mooi, want in ouerskap is daar's hierdie liefde, nê? En so dis waaraan ons dink as ons dink aan hierdie koninklike titel van Magtige God. En ek dink in my voorbereiding dink ek hier aan, en ek dink aan my eie seun, en hy is nog nie eens gebore nie. En daar's niks wat hy kan doen om my liefde te verdien nie. Niks nie. Ek sal vir hom die wêreld gee as ek kan. En ek dink God se liefde vir sy mense, vir sy seun, is iets wat ons nie verstaan nie. En ons sien dit selfs op aarde in ouerskap. Kleinkinders verstaan nie ouers se liefde vir hulle, alhoewel hulle dit voel, verstaan hulle nie die diepte daarvan. En ek dink met God is dit dieselfde. Ons fokus op hierdie koninklike titel, Magtige God, Ewige Vader. En so ewige Vader, voor ons by die koninklike titels kom, wil ek daai eerste gedeelte net vir julle lees. Jesaja 9 vers 5, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En ons kernwoord hierso is gegee. Okay, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Dis 'n baie bekende vers. Nou vir enige normale ouer, dink ek vra die vraag, verstaan, soos ek nou vir julle sê, my seun is nog eers gebore nie, en ek het 'n liefde vir hom wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Vir enige normale persoon kom die vraag dan op, okay, maar hoekom? Hoekom het hy gegee? Hoekom het hy sy seun gegee? En ek dink,
Ek dink ons maak dit baie groot en ons wil dit verstaan en in ons pursuit om dit te verstaan, dink ek ons maak dit bietjie kompleks. Ek sê nie dis die antwoord nie, ek sê dis 'n eenvoudige antwoord op die vraag, hoekom gee God sy seun? En ek dink die antwoord is dat dit is die hoogste uitdrukking van sy liefde, is om te gee. En ek wil vir ons 'n skrifgedeelte lees, 1 Johannes 3 vers 1, die eerste gedeelte. Skryf die skrywer en hy sê, kyk watter groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook. Wat ek wil hê ons moet raak sien hierso is dat Johannes begin hierdie hoofstuk met sy opinie of 'n standpunt wat hy inneem of jy weet hy maak reg om 'n debat aan te wakker tussen mense nie. Want dis nie 'n saak van opinie nie. Dit het te doen met hoe hy begin. En hy begin hierdie sin met kyk. Ek het laasweek, een van die punte wat ek laasweek gesê het is kyk terug, onthou wat die Here gedoen het. Johannes begin hierso en hy sê kyk. God se liefde is nie iets wat ons oorraai nie. Dis nie iets wat ons debatteer nie. En ek wil vir jou sê, as jy op 'n plek is waar jy wonder en waar jy onseker is, met sekerheid sê ek vir jou dat die feit dat God kom gee het, soos enige pa, is dit uit liefde uit. Dit is hierdie hoogste manier van lief hê, is om te sterf vir jouself en om te gee. En so dis nie iets wat ons oor hoef te wonder nie. Dis iets wat ons kan sien en dis wat Johannes uitwys hierso, want hy sê kyk. Kyk, dis nie iets wat ons oor hoef te raai nie. Kyk. En die grootste plek waar ons hierdie geskenk sien is in God se seun. Die feit dat hy hom gestuur het. Die feit dat Jesus self hierdie koninklike titels dra. Ewige Vader. En so ek weet ek sê dit baie, maar ek wil dit nou weer sê, ek sê met sekerheid dat liefde was God se plan gewees. Efesiërs 1 vers 4 en 5 skryf Paulus en hy sê, hy het ons vir die grondlegging van die wêreld in hom gekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy voorbestem het om ons deur Jesus as sy kinders aan te neem, soos hy volgens sy wil goed gedink het. Nou hier's iets wat ek ook vir julle wil sê. Ek dink nie die oomblik toe die sondeval gebeur met Adam en Eva in die tuin van Eden, beweeg God in hierdie mindset van damage control in nie. Ek dink nie, en ek kan verkeerd wees, ons kan daaroor praat, maar hier's wat ek dink. God het verhouding met sy skepsels gesoek, sy mense gesoek. Hy kies hulle en hy sal enige iets doen om daai verhouding terug te kry of te beskerm of vir homself te hê. En die rede hoekom ek dink is belangrik is ek wil nie ons moet 'n verkeerde prentjie hê van wie God is nie. God is die een wat uit sy pad uitgaan. God is die een wat eerste lief het. God is die een wat ons nader. God is die een wat ons aandag soek. En as ons dit mis vandag, dan het ons nie 'n mooi prentjie van wie God is nie. Hy kies ons. Ja, gaan ons het 'n great opportunity. 'n Ongelooflike geleentheid om dan ja te sê vir hom. En ons wil dit nie mis nie. En ek wil hierdie ook sê met die meeste nederigheid, liefde en respek wat ek in my het, wil ek dit sê, God is nie die groot baas daarbo nie. Hy is nie die groot man wat neerkyk op ons nie.
Ek dink nie ons besef hoe intiem God betrokke wil wees in ons lewens nie. En Jesus vertel hier die storie van die prodigal son wat huis toe kom. En hy kom huis toe en soos Jesus die storie vertel, sien die pa hom op 'n afstand. En toe hy hom sien, trek hy sy kleed op en hy begin hardloop na sy seun toe. En ons wil nie vandag soos die mense wees wat nie daai storie verstaan het nie, want as ons nie die storie verstaan nie, dan gaan ons dink God is die een wat op die stoep sit en sê my seun moet na my toe kom. Dit voel vir my baie keer dink ons as ons God benader in sy troonkamer, in sy teenwoordigheid, en ons kom nederig voor sy voete neer en ons buig neer en ons is by hom, dan dink ons God slaan so op sy troon en hy sê, wat soek jy hier? Wat het jy nou weer gedoen? Dis regtig die prentjie wat baie van ons het van God. En dis nie wie hy is nie. Ek was daar. Ek kry myself nou nog in tye waar my beeld van wie God is distorted. Dit lyk nie soos dit moet lyk nie. God is die God wat ons op 'n afstand sien en hardloop na ons toe. Ons kom lief hê. Hy is die een wat die 99 los vir die een. En maybe is jy deel van die 99 vandag, maybe is jy die een vandag. Dit maak nie saak in watse kamp jy is nie, dit verander nie wie God is nie. Ons kan met sekerheid sê dat God is liefde en die hoogste manier wat hy hierdie liefde aan ons kan bewys is om 'n manier oop te maak vir ons om 'n verhouding met hom te hê. En sonde moet gestraf word en dis 'n lang preek op sy eie oor hoekom Jesus moes sterf aan die kruis, maar dit is wat God gedoen het, is hy het gegee sodat ons in verhouding met hom kan leef. En die vraag wat ek en jy dan vir mekaar vra vandag, is hoe reageer ons op hierdie liefde? Hoe reageer ons op hierdie liefde? Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal ons sy ontferming en genade wys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Alles wat hier staan, spreek teen hierdie prentjie wat ek nou verduidelik het, van wat ons van God het. As ons dink regtig, ons gaan in God se teenwoordigheid kom, en ons is in die moeilikheid oor iets. Ek is een van 'n tweeling, en ons is nogals besig gewees. Ek onthou ons het eendag, toe speel ons cricket in die gang, en ons mag nie dit gedoen het nie, natuurlik. Speel cricket in die gang, en my pa kom in die gang, en hy het 'n kyk op sy gesig. Nou, dis belangrik dat julle weet, my pa was reg om vir my pak slaag te gee. My pa was reg om vir my pak slaag te gee. Maar daar's soveel goed, hoekom ek die storie vertel, is daar's soveel goed wat in hierdie lewe gebeur, wat ons prentjie van wie God is, distort. En ons het nodig om te besef, dat as ons hierdie genade troon, hierdie God se teenwoordigheid najaag, en ons kom in hierdie teenwoordigheid, dan is ons sonde nie iets, ten minste van God se kant af, dan is ons sonde nie iets wat ons wegdryf van God af nie, dis ons wat dit doen. Okay, die nagevolg van jou sonde, is dat jy wegdraai van God af. Okay, maar wanneer ek met my sonde na die Here toe kom, wat ons nie besef nie, is dis wanneer God ons nog meer omhels. Nog meer vir jou sê, jy het my nodig. En ons hardloop van ons paas af weg, want ons het nie 'n mooi prentjie van wat 'n pa veronderstel is om te wees nie. Dis die grootste probleem in ons samelewing vandag. En vir een of ander rede, dan koppel ons die prentjie van wat ons paas veronderstel is om te wees in ons samelewing, koppel ons aan God, en ons dink dis hoe hy gaan reageer. Ons dink dis hoe hy ons gaan hanteer. En dis nie goed nie. Die eerste ding wat ons doen, as ons reageer op God se liefde, is ons gaan na hom toe. Ons gaan na hom toe. Jy's veilig by hom, jy's geliefd by hom, jy's beskerm by hom, daar's niks wat jou uit sy hande uit kan ruk nie. Dis die prys wat hy betaal het vir jou
nommer 1, jy gaan na hom toe. Nommer 2, as jy by hom kom, vertrou hom. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy's nie 'n mens dat hy sal wankel in sy doene en sy late en dit wat hy vir jou sê nie. Hy's God. Hy's seker. Matteus 7 vers 11 praat Jesus, en hy nader aan die einde van sy bergprediking, en hy sê, as julle wat sleg is, weet hoe om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge vir julle gee as julle hom vra. Goeie dinge vir julle gee as julle hom vra. As 'n kind vra vir 'n brood, gaan 'n pa nie vir hom 'n klip gee nie. Hy vra vir iets. En God is goed, julle, en ons kan dit nie mis nie. Ons kan hom vertrou, want hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Nommer 1 is, gaan na hom toe. Wanneer jy by hom is, nommer 2, vertrou hom. En dan nommer 3, aanvaar dit net. Aanvaar dit net. Ons intellectualize alles, en ons lewe ook in 'n tyd waar informasie is wyd beskikbaar. Enigiets wat jy wil weet, jy kan nou op jouself inklim en jy kan dit uitvind. Wie was Suid-Afrika se 4de president? Google dit, jy gaan dit kry. Paar weke terug toe doen Morney die vergelyking rondom as jy wysheid wil hê, kan jy AI vra. Ons lewe in 'n tyd waar informasie is beskikbaar. Ek wil gou hierdie vir ons lees, Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Dis nie 'n lang sin nie. Dis nie, daar's baie mense wat diep teologiese debatte ontlok uit hierdie tipe gesprek uit, en is goed, en ons wil verstaan wat die Here se wil is, wanneer hy praat met ons deur sy woord, dis goed, maar ek wil vir julle sê, dat in hierdie information-based age, waar alles net beskikbaar is, beteken dit dat daar baie eenvoudige goed is, wat God vir ons leer, in ons stilte tyd, en deur sy woord, wat ons wil overcomplicate, want ons verstaan dit nie. En ek is hier vandag om vir julle te sê, dat God se liefde is groot, en is miraculous, en dis eenvoudig. Dis eenvoudig. Dis 'n pa wat sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. En dan 'n belangrike aspek van hierdie vadertitel is hierdie konsep van ewigheid. En ek wil hê ons moet God se grootheid en sy goedheid, in sy grootheid moet ons besef. Ek wil net 'n prentjie skets. Nou ek weet nie of julle weet 'n liniaal is omtrent so lank. Okay? En ek wil net hê ons moet 'n prentjie ontvang van God. So ek wil net mooi verduidelik dat as ons moet dink aan van die oomblik wat geskiedenis begin tot aan die einde wat dit gaan klaarmaak. Jy weet, jy kan dit 'n tydlyn daarvan maak. Daai tydlyn hou God vas in sy hand soos 'n liniaal. So al hierdie goed waarvan ons nou gepraat het, al hierdie liefde, hierdie Vader wat ons is welkom in sy teenwoordigheid, en ons mag by hom uitkom, ons mag tyd spandeer by hom, ons kan ons diepste seer na hom toe vat, ons is veilig by hom, ons kan na hom toe gaan, ons kan hom vertrou en ons kan hom aanvaar. Hierdie Vader is ook ewig. En dit laat my weer dink aan, laasweek het ek gepraat oor God wat ons hoop is. En ons kan nie die grootheid mis van wie God vandag is nie.
En ek sê weer, God is nie die groot baas daarbo nie. Dit is nie 'n akkurate idee van wie hy is, of wat hy vir ons wil hê, of wat sy hart vir ons is, of hoe verhouding met hom moet lyk nie. Dis nie wat dit is nie. Hy's ewige Vader. En omdat hy ewige Vader is, kan ek weet dat al was ek nie daar nie, ek weet dat liefde is waar. Ek weet dit. Ek weet dit en ons wil dit nie mis nie. So in hierdie seisoen, hierdie week, Kersfees is naby en ons is super opgewonde oor die tyd en familie kom kuier of ons gaan kuier by familie en die van julle wat dalk aanlyn kyk, dis 'n baie exciting tyd. Maar soos ek laasweek gesê het, kom ons mis nie die persoon van God in hierdie seisoen nie. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed en ja, ons kan net dankbaar wees vir wat die Here doen. Julle kan net so sit en dan gaan ek vir ons afsluit. Vader, ons dankie. Here, dat u liefde so groot is. Dat die liefde groter is vir ons om in ons kinderlike wesens te verstaan. Here, ons verstaan nie altyd u maniere of iets nie, Here, maar dankie dat ons nie hoef nie, Here. Dankie dat u dit vir ons eenvoudig kom maak het, Here. Dat u liefde bekombaar is. Dat u so veilige plek vir ons is. Here, in hierdie tyd wil ons u onthou, Here. Ons sien uit vir die tyd en ons sien uit vir die geskenke en ons sien uit vir die kuier en die baie eet. En alles wat voor lê, Here, maar meer as dit, Here, wil ons kom met dankbare harte, Here. En dit wat u vir ons kom gee het in u seun, Vader. Jesus, ons dankie vir die prys wat u kom betaal het en ons dankie dat ons u geboorte op aarde kan vier in hierdie week wat kom, Here. Here, mag ons u nie vergeet nie, Here. Saam met ons vandag en alles wat ons doen, mag u verheerlik word in al hierdie dinge, Here. Seën ons tyd verder saam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.